Goeiedag, ek is Dominee Karel Vermaak en ons is vandag by ons laaste oordenking oor die gedagte waar God spreek van die hartrus in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot 5 vers 11 het ons geleer dat die skrif alleen die woorde is waarvolgens ons mekaar kan bemoedig. In vandag se oordenking kyk ons na die tema dat hoop 'n God gegewe toekoms bepaal. In 1 Tessalonisense 5 vers 9 tot 11 staan daar: want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ons toekoms lê nie in die hande van wêreldmagte of toeval nie, maar in God se genadeplan. Hierdie hoop maak ons bly, selfs te midde van swaar kry. Hoofstuk 5 vers 9 tot 11, in hierdie gedeelte word die boodskap van hoop tot 'n hoogtepunt gebring. God het ons bestemde straf deur ons Here Jesus Christus verander tot 'n bestemde verlossing. Hierin lê die diepste bron van bemoediging. God self bepaal ons bestemming. Sy plan is nie verwoesting nie, maar verlossing. Hierdie wete verander ons benadering tot die lewe. Ons leef nie uit vrees vir oordeel nie, maar uit verwagting van genade. Hoop is dus nie blinde optimisme nie. Dit is 'n vaste sekerheid gebou op die skrif. Omdat die toekoms in God se hande is, kan die gelowige in geloofsmoed lewe. Paulus roep die gemeente op om mekaar met hierdie waarheid te bemoedig en op te bou. Hoop is aansteeklik. Dit versprei wanneer gelowiges saam die woord omarm. In 'n wêreld vol onsekerheid bly die skrif die enigste betroubare lig vir die pad vorentoe. Ons toekoms is nie donker of onbekend nie, maar vas geanker in Christus se oorwinning. Hierdie gegewe hoop is die grootste bron van vrede, moed en volharding vir elke kind van God. Moenie jou hoop bou op tydelike dinge nie. Die skrif wys dat jou bestemming in Christus vas staan. Hierdie hoop gee moed om ander ook te bemoedig. Kan jy iemand met hierdie hoop vandag versterk? Kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie dat ons mekaar kan opbou, mekaar kan bemoedig met die wete dat U vir ons 'n hoop gegee het wat vas bly staan tot in ewigheid. Laat ons die omvang van hierdie hoop leer ken vanuit U woord uit. Laat ons hierdie kennis wat ons het gebruik om met vaste sekerheid uit te gaan en geloofsmoed die lewe aan te pak. Dit Here bid ons in Christus naam alleen. Amen.